As ons so saam sing, is daar geweldig baie musiek het mos opinies en smake en geure en kleure en ons geweldig baie gevoelens wat saam met dit gaan, want dit praat uit 'n verskriklike diep plek in jou eie lewe. As ons saam sing, dan baie mense het al die frase gebruik, dis die siel se taal. Dis 'n diep plek in binne in jou wat begin kommunikeer en begin praat en begin uit en kry as ons saam sing en as ons geleentheid kry om te gee. Dan kan ek imagine daar binne in eredienste reg oor die wêreld het mense die gewoonte om te sing en te gee. En saam met dit gaan baie gewoontes van kerk en huisbesoek is een van daai om by die huis te sit en te weet dat op een of ander stadium gaan die pastoor of 'n ouderling of iemand gaan weet aan die deur klop en sê, hoe gaan dit hier? Hoe gaan dit in die huis? En dis interessant wat alles saam met dit gaan. In baie kerke gebeur dit glad nie meer nie. Mense gaan kyk net vir die nuwe lidmate, want kerkgemeentes is net te groot. Ek dink toe dit nou op die plase was in klein dorpies was dit prakties. Dit het sin gemaak. Maar in vandag se tyd is dit bietjie moeilik vir 1 of 2 of 3 pastore om by 2, 3, 4, 500, 600, 800, 900,000 mense uit te kom. Dit raak prakties challenging in ons sisteme en ons allerlei goeders in plek. Maar hoe dit ook al sê, die realiteit bly, daar was 'n tyd wat die pastoor gaan huisbesoek doen het en gaan klop het en by mense net wou ingaan en sê, hoe gaan dit en wat's nuus en hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Waar is jy in die Here? En is by so 'n geleentheid wat die pastoor klop en daar's net nie antwoord nie. Ons is net so stilte. Eers. En toe staan so geskarrel. Want hy hoor agter die deur, dis mense hierso. Die ligte gaan aan en af en weet in sekere vertrekke kan hy so sien deur die vensters en hy hoor die voetstappe hol en dis 'n verskriklike beweging in die binnekant. En hy kyk net weer sy gemeentelys en hy sê maar dis 'n single persoon wat hier so bly. Okay? So dalk het hy gaste of weet nie, maar hy klop weer. En hy hoor beweging en toe sit stil. En hy wonder, dis mos net ongeskik. I mean, dis nie asof ek gaan geld vra noodwendig nie. Maar dis net nodig vir 'n gemeente om mekaar te vind om face to face bietjie te kuier, om 'n koffie te drink. En hy sê dit baffle pastoor, wat is hierdie persoon se storie? Het hy iets gesê? Weet jy wat? Hy los dit daar en hy sê hy het 'n papiertjie, hy het altyd 'n notepad wat hy by hom dra en hy skryf op daar Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek is by die deur en ek klop. Maar jy maak nie vir my oop nie en hy skeer dit en hy gly dit so onder deur die deurtjie en skop maar die stof van sy voet af en hy loop. En Sondag is dit nou weer dienstyd en ons worship plek saam en is verskriklik lekker geleentheid en na die diens, toe hulle nou geld tel, toe so in die mandjie tussen die kollektes is daar so 'n briefietjie. En dit het gebeur. So ek gaan net gou vir julle voorlees. Daar's toe op hierdie briefietjie is daar toe 'n versie. En ek wil dit graag want dit baffle pastoor toe. Dis so verskriklik interessant wat in hierdie versie staan. En dat dit nou op so 'n random kaartjie is. Dis op 'n briefietjie hier in die kollekte is dit iets wat hy moes opvolg of is dit. En hy's toe nou nog onnuuskierig. En hy gaan soek toe nou op en ek wil vir julle voorlees die versie op die papiertjie sê Genesis 3 vers 10. Hy trek sy Bybel nader en hy sê ver om te blaai nie. Dit hoofstuk 1 of hoofstuk 2 of hoofstuk 3 en hy vers 1 tot vers 3 en hy lees ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword want ek was kaal. Pastoor het die blaadjie opgevou en daar gelaat. Wat ek al die rede is dat jy nie vir die pastoor oopmaak nie. En alles is gecover. Ons doen dieselfde met die Here, né? En in worship ook. Ons sing, maar ek het so blokkasietjie. Ek sing graag, want dit is lekker. I mean, nou sing. Ek het hom volgende opgesit. Wat is my favorite song? Ek love daai ding. Die band het op 'n stadium vir my gesê, kan ons iets anders sing? Ek sê, okay. En dan moet ek hom so 2 sonde uitlos. Dan kom ons hom weer sing, want ons het hom lanklaas gesing. En dit is vir my verskriklike lekker liedjie want hy sê sing. En ons het hierdie voorreg om te kan sing. Ons het
die kultuur waar dit okay is om weird genoeg by mekaar te kom en net randomly te staan en sing, en dis okay. Want ons verstaan waar dit gaan. Ons verstaan dat ons is nie net besig om randomly te sing soos by 'n Kurt daar 'n konsert nie. Ons is in die kerk, ons is in die Here se teenwoordigheid en ons gee ons aanbidding. Dis goed wat vir ons sin maak. Maar ten spyte daarvan het ons nog steeds soms hierdie blokkade, hierdie ietsie wat keer, wat jy kan voel, Hemel Here, ek kry net nie deurgebreek nie. En dis hierdie exact same ding. Ek weet hy's hier. Ek weet hy's naby my. Maar ek's skaal. So ek maak eerder toe en ek kruip weg. Ek kruip weg binne in myself, want ek's skaal. Ek's skaal want ek skaam. Ek's bewus van my kaalheid, want ek skaam. En skaam, daai vrees vir, moet my nie sien nie. Moenie nou, en hoeveel keer het ons dit mos nou, ons vroegoggend en dan klop mense aan die deur en ek het nog die tande gebors, ek is nog nie reg, julle mag my nie so sien nie. Is mos maar deel van ons, dis etiket, dis net goeie maniere. So daar's iets in ons wat gebeur wanneer ons skaam is en dit kom van 'n plek af. Ek is skaam vir 'n baie spesifieke rede, omdat dit goeie maniere is nie. Jesus Here, ek is nou nie mooi aangetrek, jy moet nou nog nie opdaag nie, laat ek net gou my hemp toeknoop. Here Jesus, ek's nou hier, ek's nou mooi aangetrek, maar my lewe is nog te vuil. Ek's nog te seer, moenie nou opdaag nie, ek's nog nie reg om jou te face nie. Ek's nog nie heeltemal daar waar ek wil sê, Here, hier is my alles. Want ek's nog nie reg nie. Ek kry nog bietjie skaam. So gee my tyd. Ek sal daaraan werk en ek sal in my pad stap, dan mag dalk kan ek dit toelaat. Dan kan ek in my kaaligheid voor U staan en sê, dis cool. As ek eers bietjie gegym het en 'n six-pack het, dan is ek happy. En dan sal ek sê, yes, ek's graag, maar ons is nie. Dit keer ons. En waar kom my skaamigheid vandaan? En almal se kop is ons sonde. Dit is ons nou maklik om te weet dat dit tussen my en die Here staan 'n sonde. Dis 'n basic ding. Dis iets wat ons redelik amper eers nie meer hoor nie, want dit is iets wat ons net weet. Sonde kom tussen my en die Here en Jesus het dit kom regmaak. But for some other reason is ons nog steeds op daai plek waar ons sê, ek hoor die hele Jesus storie en is cool, iets vir my het reggemaak en hier daai brug gebou en dit uitgevee en al die cool goeders wat ek hoor, moet nog steeds nie vir my kom kyk nie. Ek is nog steeds kaal. En dan lees ons en ons hoor en ons share met mekaar, maar jy is skoon gewas. Jy kan net voor die Here kom, jy kan jou alles gee. Jesus, dis awesome, dankie. Die Here moet net inkom nie. En interessant genoeg, as ons mos skaam is, vat dit aan ons selfbeeld, want dis eintlik waar dit gaan, né? Ek voel stupid. Ek voel verskriklik stupid, want ek het bietjie aangejaag in my lewe. Ek het hier droog gemaak en dan begin kleer ons mos nou, hoe lyk sonde? Diep sondes, donker sondes, rooi sondes, ronde sondes, het ek hierdie sonde of daai sonde, is dit 'n seksuele ding, is dit 'n morele ding, is dit 'n jok ding, is dit 'n skinder ding? Ons het mos 'n verskriklike wetenskap rondom wat dit is. Bottom line, 'n beginsel bly is hierdie ding staan in my pad en hy laat my stupid voel. Hy kleineer my, hy laat my kaal voel. Ek's bewus van my kaal en ek sê, Here, moenie nou kyk nie. Los my. Ek voel nie, my selfbeeld, voel nie reg om net gemaklik voor U te staan en te sê, yes, hier's my alles nie. Gebruik my. En as ons met daai selfbeeld in aanraking kom, dan moet daar 'n paar goeders vir ons oopgaan. En hier is 'n observasie wat ek regtig glo die Here in die kerk aan werk en verskriklik irriteer en aan karring, want dis 'n journey in my lewe en dis 'n journey in vriende van my se lewe en is mense met wie ons gemeentelede as jy chat, is dit 'n journey in hulle lewens. So as jy nou regtig van my verskil, gooi my met iets, ek gaan kyk of vinnig ek kan koes. Maar ek is 100% oortuig dat as ek volgens sê dat die selfbeeld en die seer wat in ons pad staan veroorsaak dat ons fake raak. Dan gaan julle met my saamstem. Dit veroorsaak dat ek 'n ding opsit wat ek voel ander mense moet sien. Dit veroorsaak dat as ek seer het, ek reg optree as ek by mense kom. En dis die realiteit, ek glo in elkeen van ons lewens is daar's 'n gap tussen wie jy eintlik is en wie jy vir ons is. Daar's 'n gaapmetjie, daar's 'n leemte, daar's 'n donker tussen wie ek op my eie is, wat ek weet van myself in my kop en oor myself glo en oor myself dink en oor myself spreek
en daai persoon wat ek optree, wat ek ander mense wys. En ek sien dit oor en oor as ons teambuildings en span tipe goeders doen, as ander mense vir jou sê hoe hulle jou ervaar, dan is jy soos, wat? Ek is nie so nie. Ofwel, die windgat is onder ons soos ja. Dis ek daai. Maar jy weet dit is nie, want jy wys dit. Jy weet dit wat jy vir mense wys is wat hulle van jou het. Jy weet hoe jy optree is wat mense van jou ken. Is wat die wêreld daar buite van jou ken. En dis vir my 'n interessante ding waar ek die Here bietjie gevra het is, help my met hierdie ding. Kan ons net bietjie hierdie ding krap want dis 'n reality in my lewe. Dis 'n reality in my lewe, nie net omdat ek hierdie voorreg het om hierdie as 'n lewe vir 'n lewe te doen nie. Nie omdat ek getaak word om hier voor te staan en dit te gee nie. Maar in my normale lewe ook. En julle kan saam met my stem, sou ek glo dat elkeen van ons sit met daai gaping tussen wie ek is en wie ek glo ek veronderstel is om te wees. Dalk is dit van expectation, dalk is dit van mense wat sê, jy het eintlik nodig om as jy tussen ons is so en so op te tree, want ons hou nie van hoe jy is nie. En as jy soos, okay, ek doen anders. En dit bou daai afstand, dit laat daai afstand groei. Nou, hierdie wil ek terugtrek na Christendom toe. Ons as Christene het mos die verantwoordelikheid om vriendelik te wees. Ek het 'n jeugleier gehad wat gelees het en Bybelstudie daar gedoen het dat die vreugde van die Here in ons moet leef. Hy moet deurskyn. So whenever mense met jou in kontak is met hulle Here se vreugde ervaar en hy het dit gevat. Hy het gesê, "Cool, die Here se vreugde sal saam met my wees." En ek wil gou vir jou voorstel hoe hy dit interpreteer het. En dit het vir my iets oopgemaak daai tyd. Want hy sal met jou praat en net hoe was jou werk? Kan ek vra? Hoe het dit gegaan gister of Vrydag by die werk? het jy enige aandete gehad gisterand? Dit is so fake, dit is so irriterend, hè? Ek kan sien in sy gesig, hy sê jy bietjie nader was dit jou geklap. En dit was terrible. Het jy geweet waarom? Weet as die persoon dan spoeg hy so bietjie en hy sê soos, Vaderland, nou lag hy weer. Die vreugde van die Here leef deur my. Ek sê, genade, kan ek net iemand anders se vreugde gaan ervaar? Dit was terrible. Dit het vir my 'n vrees vir wat ook al die Here in jou is geraak. Ja, dit was aklig. Maar in sy kop en sy hart was dit, ek gee vreugde. Ek lag klipperd in jou gesig, lag saam met my. En ek seker almal van ons het nou, ek ken so ou. Ek ken so vrou. Ek het so familielid, ek het so neefie. Ouma. Wherever dit in jou wêreld land, is my interessant hoe Paulus op 'n stadium praat van daai mense. Nou ek love dit om te praat oor, jy weet daai mense wat so is en mense wat af is of mense wat vuil is of mense wat lelik is of mense wat vloek, né? Daai mense moenie so wees nie, okay. Nou moet ek altyd wonder as ons almal hierso is en daai mense daar is, wat sê nou maar ons almal is reg, wie's oor? Hoe kan ons altyd van die ander mense praat, want ons almal praat saam, so ons is altyd deel van die okay crowd, en dan wil ek, wie's oor om die negatiewe mense te wees? Van wie praat ons? Ons praat eintlik van onsself, né? Ons praat eintlik van, nee, ek sê nou daai mense, maar ek bedoel eintlik die ou hier langs my. Want ons sukkel, en om dit vir mekaar te sê, en Rodrie maak so 'n interessante punt, sy kyk series, soapies en stories en goeters, en ja, ons is besig om 'n pad te stap, dis 'n genesingsproses. Ekskuus liefie, was dit ek jammer. Anyway. Ja, ons gaan weg, julle kan later daar worry. Ja, gaan praat julle van die ander mense as ons. Punt wat ek wil maak is in hierdie stories, né, in skrywers en boeke en alles het hierdie skrywer mos die voorreg om die scenes so te skryf dat hierdie mense ongelooflik vriendelik is met mekaar. En ongelooflik reguit is met mekaar. Hulle sal sommer sê, ek sê lus vir jou vandag nie, los my uit. En dan is dit cool. Laat ek en jy dit vir mekaar vandag sê. Jy sal my karakter twyfel, ek en my en jou verhouding sal bietjie seer, geweldig seer kry. Daar's net nie space in ons onmiddellike samelewing om so eerlik met mekaar te wees. En ek glo dis as gevolg van hierdie ding. Dis hierdie spasie tussen, want jy praat met die fasade, jy praat met die persoon wat jy praat met hierdie masker, maar jy vat aan die my.
Jy vat aan die diep kant. Jy vat in die regte ek. En om hierdie reëls te uphold en hierdie reëls te uphold raak dan verskriklik confusing. Ons het nie kloof wat om daarmee te maak nie. Ons sê weet jy los dit. Los dit net heeltemal. Ek en jy gaan nie verhouding hê nie. Ek hou nie van jou nie. Ons gaan ons separate paaie gaan. En die kerk kry seer. En Christendom kry seer. Nou Christendom vra van ons om so vriendelik te wees. Christendom vra van ons om so out there te wees, om so liefdevol te wees, om so 'n deel van almal en alles te wees. En 'n challenge my om so op te tree, maar ek is nog nie heeltemal daar nie. En nou hanteer ek mense met hierdie en ons kom in konflik en ek weet nie lekker hoe om daai met mekaar te maak nie. Is alles net een confusing ding in my kop en ons verhoudings kry seer en ons is te bang om op te tree wanneer ons moet. Ons voel kaal en selfbewus wanneer ons veronderstel is om te bou en te groei en vir mekaar te sê, luister, ek en jy het nodig om mekaar in die oë te kyk en hierdie ding uit te sort. Ons is te bang want ek voel kaal. Want ons nog veiligheid in my eie lewe dat ek nie meer hier uitgesort het nie. Nou ek wil jou saamvat as jy jou Bybel hier so het en hulle vra volgens my, het jy 'n PowerPoint? Ek sê nee. Ek doen dit analoog. Ek wil graag hê as jy iets by jou het, krap daardeur, blaai daardeur, soek daardeur op jou foon, wherever, of luister net baie mooi. Maar ek wil vra dat ons net gou deur hierdie goeters. Daar's 'n paar verse wat vir my net clarity gegee het en hierdie ding net in 'n rigting gedruk het. Om te sê of waar ons kan sê, Here gee vir ons 'n bietjie wysheid. Ons is kerk en ek is ongelooflik bevoorreg om nou reg dit met perspektief te sê. Ek is nie noodwendig in hierdie gemeente meer, wel tot Dinsdag toe. Maar ons is nog steeds deel van die kerk. En om Henny het dit ongelooflik cool gesê, jy's nog steeds in die Vader se huis net in 'n ander kamer. So ja, ek gaan na 'n ander gemeente toe en ons het verantwoordelikhede wat ons moet gaan nakom op ander plekke. Ons gaan mekaar dalk nie meer so gereeld sien nie. Maar ons is nog steeds deel van die kerk. En so is elke liewe gelowige, elke liewe persoon wat sê, Here Jesus, hier is ek, vat my, is deel van die kerk. En vir almal van ons word die volgende woorde in Filippense gesê. Filippense Nuwe Testament, een van die briewe wat Paulus skryf, Filippense 2. Hy praat daar in vers 5. Ek wil op 'n ander teks fokus, maar ek net hierdie vinnig as 'n fondasie inbou. Vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Nou, almal se koppe gaan onmiddellik, Jesus, obviously, ek weet, ek het 'n assosiasie met wie Jesus is. So dis relatief maklik om aan te neem, okay, hierdie gesindheid, wat in Jesus was, moet ook in julle wees. Ander vertalings praat van daai attitude. En ek glo hierso is vir ons so bietjie van 'n verwarring inbring as ons sê, Jesus se gesindheid is daar, ek is hierso, maar ek is veronderstel om daai te wees, so maklik, I'll act it every Sunday, I'll act it whenever. Ek sal dit wees waar nodig. Maar dit is nog nie heeltemal ek nie. Gee my kans, ek groei. Maar ek wonder of ons nie gesonder gaan wees in 'n samelewing waar ons soos die sepies. Nie alles glo wat hulle glo nie, want verstaan my reg, en my goodness, as ek nog een keer op TV moet hoor, we can't choose who we love, gaan kom gooi. Want wragtig vir Amerikaners. Ons het 'n diep fliek nou die aand gekyk wat regtig solid goeders aangevat het oor liefde en die dood. Stunning, Collateral Beauty, beautiful, Will Smith fliek. Unbelievable. En toe sê die ou op een punt, we can't choose who we love. Ek sê, soveel waarhede wat julle aanvat en dan hierdie een verkrag julle. Anyway, so moenie alles vat nie, maar sal dit nie cool wees as ons in 'n samelewing leef waar ons regtig eerlik met mekaar kan wees nie. Ons regtig oop kan wees nie, omdat ons confident genoeg is om net te kan nie sê wat ek dink, maar kan sê wat ek dink. En veilig kan wees in 'n plek ons dit kan doen. En nie fyn gevoelig te wees nie seer te kry nie. Ek sien Tyron lag want hy doen nogal baie, dan's mense ons sit in kring elke donderdag en dan sê Tyron iets, dan sê die res van ons soos kan jy dit sê? Dan sê hy soos ja. Want hy's eerlik. Dis wat ek van hom waardeer. Dis ek moet so ongelooflike respek het. Hy het so 'n cool manier om net 'n ding te sê op 'n random manier wat ek soos okay, ons gaan nie kan daai met kou, maar is cool. En baie van ons het dit. Baie van ons het dit seker glimpses van ek het nodig om die volgende te sê want dit heers in my hart en jy het nodig om dit te hoor en is waar. Maar dan kom dit op die ander kant en dan ouch, ek was nog nie reg om dit te hoor nie. Ek wil nie dit hoor nie. En ja, dis maklik om te sê hierdie gesindheid van Jesus, maar is moeilik om dit actually te doen, né? Dis 'n ander storie. Nou, wil ek gou spring na vers 6 toe. Wil nie spring nie, net verder gly. Hy
wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hier is vir my die eerste punt. Hoe het Jesus dit gedoen? Humility. Daai humbleness, daai nederigheid net om te sê, ek kan enigiets en enigiemand wees. Ek kan wees wat ek nodig het om te wees vir enigiemand. Diensknegt, koning, ek kan, want my selfbeeld hang nie daarvan af. Ek gaan nie stupid voel as ek op 'n sekere manier optree nie. Ek gaan gehoorsaam voel. En Paulus sê op 'n stadium vir die Romeine as ek 'n Romein, vir die Jode as ek 'n Jood. So en daar ook dit interessant. Dit raak 'n interessante speling om te sê, okay, ek moenie meer fake wees nie, ek moet nou real wees. Maar nou het ek nodig om fake te wees vir mense. So dit weer eens is ons bietjie confusing. So ek kom ons krap net bietjie verder en ons maak hier 'n bietjie oop om te sê as Jesus homself 'n diensknegt gemaak het hy dit gedoen om liefde te bewys. So as dit my hart is ek nie fake nie. Compromising is ook nie vir my 'n lekker woord nie. Ek's toenemend, bemoedigend, accommodating. Ek's nie meer fake nie. Ek's aanpasbaar vir mense. As ek liefde bewys, as ek uit 'n plek van liefde uitkom, is dit nie my seer selfbeeld wat homself moet beskerm deur 'n sekere manier op te tree nie. Dis liefde wat oop is vir absolutely enigiemand. Maak sin? Daar's 'n verskil. As ek uit 'n seer plek uitkom, gaan ek fake wees, heeltyd. As ek uit liefde uitkom, gaan ek ook anders optree tussen verskillende mense. Maar dit gaan reël wees. So Jesus het vir ons daar so ietsie vasgemaak en 'n verskriklike belangrike ding gewys is, wanneer ons optree, hoe kan ons optree? As dit uit liefde uitkom, dan bou ons die mens. Maar as dit uit 'n seer plek uitkom, dan maak ons die mense seer. Dan is dit maklik om reg op te tree om 'n ministry te bou, om die kerk nice te laat lyk, né? En dan worry ons oor, is die klank reg, is dit goed, is daai cool, is hierdie reg, is die stemme goed genoeg, is die musikante goed genoeg opgelei, is die pastoor diep genoeg en heilig genoeg. Ek voel nie heeltemal die salwing op hom nie, sjoe, want ons moet nie uitwerk en aan een kry nie. En dan begin ons minder oor die technicalities worry, en weer terugkom by, wat's actually belangrik? En dan kom die een woord, dwars deur die skrif, heeltyd deur, en is liefde. Liefde, 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 liefde. In liefde is daar genesing, en liefde is daar vergifnis, en liefde is daar aanvaarding, en liefde is daar nie boeke van die kwaad nie. Tralalala, en die res van die assosiasie in ons kop gaan, o ja, liefde. Nou, wil ek hierdie gou 'n bietjie verder vat. En dis die vers, nou, ek het op 'n stadium, as ek nou met die Here, weet waaroor preek mense afskeidspreek? Waaroor preek jy laaste keer? Is dit, wat wil ek vir die mense los? Wat 'n wysheid het ek nodig om hierso en een van die goeders wat by my opgekom het is commitment. En toe sê 'n vriend van my, Janko, jy gaan weg, dis dalk nie 'n slim topik nie. Okay. So dis ek wragtig vir op 'n plek waar ek met, okay Here, ek het weer getraai want ek's bly oulik, maar ek weet nie. Wat los mens? En die Here druk Hebreërs 6 vers 2 so sterk. Hebreërs 6 vers 2, Hebreërs 6 vers 2, Hebreërs 6 vers 2. En ek sê vir hom, ek lees dit. En ek sê, dit doen vir my absoluut niks. Hebreërs 6 vers 2. Ek sê, come on Here, wat van 'n cool versie. Ietsie lekker wat net van self praat, wat ek net kan gee. Hebreërs 6 vers 2. Dis okay, fine. En ek krap bietjie en ek kyk bietjie. En dis wat ek hier kan los en saam met my kan vat en wat die Here my ge-challenge het is om dit wat ek hier gekry het of dit wat die Here vir my hier oopgebreek het net deel te maak van wie ek is. En my gebed is regtig dat jy ook kan. Dat jy ook bereid sal wees en oop sal wees om die Here toe te laat om die teks, die woord, sy kragtige woord te gebruik om in jou lewe in te praat. Hebreërs 6, net om 'n bietjie in te kleer. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Jesus nie. Baie cool, die Grieks gebruik daar die woord logon, as hy prediking van Jesus of die teaching van Jesus of die eerste woorde oor Jesus of Jesus se eerste woorde is logon wat derived is, wat stam uit die woord Lego uit. Ek dink dit, cool, die woord Lego is fun. As jy bietjie rondom dit krap, die woord Lego
oorspronklik die blokkie, né, die boublokkies, die speelgoed, het hulle gesê is 'n cool Latynse woord wat sê om aan mekaar te sit, to assemble. Dis die Latyns, Lego in Latyns beteken om aan mekaar te sit. Maar Lego in Grieks is letterlik net woord om te sê. Logos. Logo, dis al hierdie, dis die term wat net sê, daar's die term. Nou saam met daai term, saam met daai woord, saam met daai frase kom verskriklik baie, kom assosiasie, kom as ek sê Gert, dan meeste mense, pastoor. In my wêreld, my leier aan die ander kant by die skoolbediening is ook Gert. En as ek met Lodrie praat, Gert het nou vanoggend hierdie cool ding gesê, dan sê hy soos Gert van der Merwe of Gert Vry? Gert Vry. Ek moet altyd vir onderskei want dit het 'n hele ander betekenis. As Gert van der Merwe iets sê en ek sê 'n sin dan sê hy soos dit maak nie sin nie, hy's nie so nie. Of dit klink nie en dan sê nee, Gert Vry. Ja, dit land. So daar's verskriklik baie gewig aan 'n woord. En dis dwars deur die Jood, die Hebreëus en die Grieks. Jy moet reg gaan uitcheck. Dis stunning as jy net daai bietjie gaan oopkrap. Maar die woord daar's logos, dis woord. So die eerste woord, eerste beginsels, eerste thinkings, konsepte wat ons oor Jesus het, né, is waar hy hierso praat. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking nie, van aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. En dit was weer vir my cool en ek sê vir julle, ek dink as ons die argiewe gaan kyk, ek het al jy het gepreek. Dit voel vir my, ek kan nie mooi onthou nie, maar dit voel vir my ons is al hierdeur. En Here sê ja, onthou, dis Bybel, daar's nog. Okay, cool. Dankie tog. Nie staan in dieselfde preek 2 keer preek nie, dit gaan stupid like. Maar Here sê, let's go. Vers 2 van die leer van die doop en van die oplegging en van die opstanding en van die dode en van die ewige oordeel. Dit was al wat ek eers gekry het. Ek sê hierdie maak nie sin nie. En maar toe ons 'n bietjie verder kyk, dit gaan oor die basics. En dan daarna gaan ons in 'n verder pad in. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Nou in Hebreërs 6 begin met daarom. Nou net dat jy weet, dis die trant waarop is. Ek wil net gou vinnig terug na 5. Ons gaan net tot 12 Hebreërs 5 dat jy net gekonteks het of ietsie verstaan van waar kom Paulus vandaan. Vers 12, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, en dis nou, ons spreek nou al lank, so teen die tyd behoort julle nou nogal slim te wees, want julle het ongelooflik baie kennis in julle koppe. Julle het ongelooflik baie wysheid, so teen die tyd behoort julle self al leraars te wees. Het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Daar is 'n very harsh reality in die geestelike volwassenheid game. En dit het vir my toegeland vir die Here sê, as jy nie uit liefde uitpraat het, ek en jy nog nie verskriklik pad gestap nie. Het ek en jy nog baie om deur te werk. As jy uit liefde uitpraat, het ek en jy nog nie noodwendig verskriklik pad gestap nie, het ek hier nog baie om oor te praat. Dis wanneer ons begin optree soos wat ek dink volmaakte Christendom moet lyk, 'n volmaakte Christendom moet wees. En nie meer uit 'n plek het van Here gebruik my net nie. Nie meer uit 'n plek het van net liefde gee nie, maar omdat ek weet wat is die regte manier. So 'n onvolwasse tiener is verskriklik. Ek weet hoe dit is. Maar word jy bietjie groter, dan klap die lewe vir jou. Wag, ek weet nie hoe dit is nie. So hulle sê mos, tieners moet nou uittrek en nou begin, terwyl hulle nog alles weet. Jy weet, nou is die tyd. Want sodra ons 20 stref, dan is ons soos, wow, ek het nie 'n klou wat aangaan nie. Dan as jy so 30 rondkom, dan soos, ek dink ek het so 'n idee, en apparently, ek weet nou nie verder nie, as jy 40 en 50 is, dan het jy dit gemaak. En dan besef jy uiteindelik nog nie 'n klou nie. Ja. En dan moet jy ten minste tot op 60, 70 gaan om regtig 'n begrip te hê van waar die lewe gaan en dan jy dood. So dis beautiful hoe die Here dit eintlik gebou het, is dit hou ons op daai plek van, ja, as jy nie afhanklik van my gaan wees nie, gaan jy vou. Maak so hoe cool jy is nie, maak so hoe geleerd jy is nie, maak so hoe fancy jy is nie, maak so hoe goed jy wat ook al kan doen nie. As jy nie afhanklik bly en net liefdeheid opreik nie, gaan jy vou. Jy gaan fake wees, jy gaan seermaak, jy gaan met jou Christelike bravade, jy gaan met hierdie verskriklike optrede van, ek weet wat heilig is, seermaak. Afbreek. En ek het in my journey in hierdie gemeente, in my journey voor dit, en in my persoonlike lewe by my huisgesin, en ek kyk my tweeling nou,
is dit vir my 'n verskriklike reality, ongelooflike reality om hierdie ding in my lewe waar te maak, want ek besef ek tree op soos wat daar van my verwag word. Gert het my gechallenge om die gitaar neer te sit. Het ek 'n rebel in my gees. Jessie, ek het respek vir jou wysheid, maar ek dink nie jy weet waarvan jy praat nie. Ek het respek vir jou leierskap, maar shoe. Ek sê worship leader, I got this. Jessie, en hier het vir my geklap. Ek moes deur 'n paar goeters gaan en ek moes besef dat dit nie oor my gaan nie. God se wil is nie vir my geskryf nie. Dis vir hom, dis tot sy eer. En vir so lank as wat ek 'n oulike pastoor probeer wees, of 'n baie cool Christen probeer wees, gaan die Here my nog steeds gebruik, amazingly, want dis net hoe cool hy is. Maar ek gaan seer maak, en ek het seer gemaak. Ek het vriende seer gemaak, ek het kollegas seer gemaak. Ek het op plekke probeer wees wat ek nie noodwendig is nie. Dit maak seer. So daar's 'n vir my 'n ongelooflike reality en om te sê ja, ons moet volwasse wees, maar nog steeds erken dat dit 'n journey bly. En dis waar Paulus vandaan kom. Daarom moet ons nie bly by die oorspronklikes nie. Ja, dis cool en alles. Maar dis nie al waar dit gaan nie. Daar's dieper, daar's meer, daar's verder. En ek wil net gou vashak en klaarmaak by vers 7 en dan vinnig spring na die laaste teks toe. Van vers 7, verder praat hy nou, maar ek wil net gou weer na vers 7 toe spring. Want die grond waar die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Wanneer dit reën en die plante kom op en die boere of die wie ook al kan die plante oes en gebruik en kos van maak en ons kan leef en die boom groei en hy maak suurstof en ons kan daarvan leef en die plante kom op en die blomme kom op en ons kan dink ja, dit is mooi en ek word gestig. Wanneer die water val en die grond produce mooiheid en goed en vrugbaarheid, kan ons dit gebruik en God se seën sal daarop wees. Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. As die vrug wat uitkom, dorings en distels en seer maak, gaan dit eventually gebrand word. Nou daai prosesse kan ons nou vreeslik wetenskaplik oor raak of teologies oor raak, verskil van persoon tot persoon, situasie tot situasie. Gaan die Here jou remove, gaan hy jou stop, gaan hy jou skuif, gaan hy jou verander, gaan hy laat groei, gaan hy up for everyone and each person. Maar die beginsel bly. As daar vrug is, gaan die Here dit seën. As daar dorings is, gaan dit verbrand. En ek wil amper sê ek is nie teoloog wat nou ek dink nie Paulus bedoel hier so daai ewige helbrand en dis nou verby as jy 'n lelike mens is nie. Not quite. Dis meer jou optrede of jou die vrug van dit waarmee jy besig is, gaan nie noodwendig hou nie. Gaan nie noodwendig oorleef nie. Dit gaan swak wees, dit gaan seer wees. Maar as die grond goeie vrug gee, gaan dit goed wees en God se seën sal daarop lê. Nou, dis Paulus verwys hierson laaste teks, blaai gesom na Matteus 7 toe. Die bergrede is Jesus besig om met die mense te praat en ek wil net gou die hoofstuk in sy geheel is ons op 'n cool plek, die bergrede of die bergpredikasie soos hy mos bekend staan is 5, 6 en 7, hoofstuk 5 en 6 7 en Jesus is besig om sulke goed te gooi. Weet ek kan dink as jy reg staan en soos, "Woew, dit was slim. Dit was cool. Ek moet dit onthou." Weet ons het so nou gemaak het recordings gemaak het want hy gooi hulle so en ek kan imagine in daai moment, hier staan op 'n berg en hy sê, "Slim ding, slim ding, slim ding. Onthou hierdie wysheid." Weet mense soos, "Wow." Maar ek glo nogal hy het dit in hulle onderbewussyn laat gaan lê, sodat hulle daarvan af kan leef. Sodat ek wil amper dink en dit lyk vir my en dit wil vir my voorkom asof Jesus meer 'n hoor die koninkryk, hoor hoe God se hart werk. Besef net gou waar gaan dit alles. En die mense soos, "Wow, ja, ek het so grip, ek het so nie fight, doen prentjie voor my nie, maar beginsels wat my gaan shape en my gaan vorm sodat ek net uit dit kan optree. Uit 'n liefdeplek. Uit 'n ek en die Here is een plek uit. En in hierdie hoofstuk spesifiek gaan Jesus
Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Dis 'n wysheid. Wat moet ek my maak? Maak nie saak nie, ons gaan aan. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog? Merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeders sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, en kyk, in jou eie oog is 'n balk. Gefynste, al eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi, volgende ding, ek's nog besig by die vorige ding, Jesus, ja my mamma luister, dit raak beter. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit miskien met hulle pote vertrap, en omdraai en julle verskeer nie. Bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun vir hom brood vra, om 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, om 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom aanbid. Alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen, want dit is die wet van die profete. Gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd. Can you imagine? My kop vraai nou al. Dis so baie diep goed wat elkeen 'n preek op sy eie is, maar Jesus gee hulle so. Want die poort is nou en die pad is smal van die lewe wat na die lewe lei, en daar's min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in die skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings en vye van distels nie. So dra elke goeie boom die goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom, en hier is ons al die 3de vers oor dieselfde topik. Dit was vir my, hallo. Soos of jy sit net so klein bietjie, dit is bam 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 bam. En dan gaan hy mee. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom kan geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat dit wil doen, hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragtig gedoen? Het ons nie verskriklik Christelik opgetree nie? En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my. Julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, en dan vertel hy 'n storie van die huis op die sand en die klip wat ons nou goed ken. Daar is net vir my so mooi. Jesus net sê, hoor my net. As al vrug is ons cool. As dit sleg is, not so much. Nou, hoe meet ek vrug? Hoe maak ek dit mooi? Ek weet nie. Geen klou nie. En dis hoekom ons deel is van 'n gemeenskap. Dis hoekom ons deel is van die kerk. Dis hoekom ons saam mekaar nodig het. En dis hoekom ek en op die ouend net al in nederigheid, ek sê Floder moet stop. En sê, weet jy, kom ons hoor mekaar, kom ons luister vir mekaar, kom ons sien mekaar. Kom ons gee mekaar die spasie. Kom ons maak oop. So ek het dit geleer. Ek het geleer dat ons kan oopmaak vir mekaar op baie dieper maniere as wat jy jouself toelaat. Wanneer jy eers hierso, ek's cool, wat ander mense van my sê, define nie wie ek is nie. Ander mense sê opinie oor hoe ek sing, praat nie met my karakter nie. Dit praat met ons wat saam is, het nodig om te shape, en jy sing, jy gee vir ons iets, ons het net, ons gevoel is dit het nodig om so en so te gebeur. Maar, ek sê worship leader, ek sal besluit. Die Here gaan vir jou floor. En hy doen. Dis my mense, dis my familie. Dis my vriende. Dis ons moet 'n verhouding hê. Kan ek vir julle kom staan en sê, dis my pyn. Kom ons stap. Wat hoor jy by die Here oor hierdie ding? Kan ek jou vra om saam met my te bid? Kan ek deel raak van die span en in hierdie sport deelneem? Wat ons Christendom noem. Nie 'n Christen net wees nie, maar by die Here wees. Nie weet hoe dit veronderstel is om te lyk nie. Maar kom gee wat ek het. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons het
so ongelooflik baie inligting. Ons het so ongelooflik baie geleenthede om by mekaar te maak en slim te word en kennis op te doen en skills te leer. 'n baie cool prentjie op te sit van hoe ons glo dit veronderstel is om te lyk. Maar as ons 'n teks raak lees waar U vir mense gesê het, julle mag dalk in my naam geprofeteer het, maar ek ken julle nie. Jesus, dan land iets in ons harte en ons wil nederig voor U kom sê, wys my, want ek wil nie soos daai mense wees nie. Ek wil deel van U mense wees. Ek wil deel van U kinders wees. Ek wil net hier eerlik en opreg voor U staan met my hande en my hart oop en sê, Here Jesus, gebruik my, vorm my tot U eer. Here, waar ons as U kinders beweeg is ons gebed. Ons pleit dat ons regtig net U kinders sal wees. Nie vooropgestelde idees gaan hê van hoe ons veronderstel is om te wees of wat ons veronderstel is om te sê of doen of optree nie, maar regtig net U kinders sal wees. En as U kinders, maak dit ons mekaar se boeties en sissies, maak dit ons erfgenote, dit maak ons familie. En dit vra dat ons mekaar moet aanvaar en oop moet maak vir mekaar en onsself moet oop moet maak vir ander. En dis moeilik. En want ek het seer. Ek is skaam. Ek is stupid met my geld en ek maak foute en ek kan nie regte klere en karre en wat not koop nie. Nee, ek simpel met my selfdissipline. Ek kom nie by uit nie en as ek myself weer kry, het ek allerhande goed gedoen wat afbreek in my verhoudings en my eie verhouding met U. Maar hier sit ons en ons vra U vergifnis, ons vra U genade. En ons is dankbaar in ons harte dat U dit vir ons bewerk het, dat U aan die kruis gesê het, ek het hierdie, dis volbring, dis gedra, dis verby. Leef jy nou voluit. So mag die vrug wat uit ons lewens uitkom, U naam groot maak. Nie U genade verdien nie, net U koninkryk laat kom. Die heerlikheid duidelik te maak vir almal en alles om ons. Julle die hemel op aarde tussen ons heers, dat U Gees tussen ons kan beweeg, omdat ons afhanklik is van U. Nie omdat ons reg optree of dat ons die regte goeders op die regte tyd doen, sodat U tussen ons kan beweeg nie. Maar omdat ons reeds in U is, beweeg U klaar tussen ons. So mag die verwagtinge wat die wêreld en ander mense op ons sit, Here, net verdwyn. Dat ons weet dat net dit wat U van ons vra, belangrik is. En uit daai uit, die liefde sal heers. So mag die vrug net goddelik wees in alles wat ons doen. Amen.